Voor ons saam met die nagmaalstafel aansit, wil ek jou nooi om jou Bybel oop te maak by 2 Timoteus hoofstuk 3 van vers 14 af tot hoofstuk 4 vers 5. As hy oorgaan, blik hom maar net, want hy lyk my wil nou. Die wonderlike ding van die rekenaar is dat jy kan alles doen wat jy dink jy moet doen en dan het jy nog steeds goed nie gedoen nie. Dis amper soos om 'n jong getroude man van 'n oulike vrou te wees. Dit vat maar lank, ek weet dit vir my dink ek so 25 jaar Esther gevat om te weet wat dit presies beteken om 'n man te wees. Die rekenaars is dieselfde. Kom ons bid saam. Here, ons wil graag nou in hierdie oomblikke onsself verootmoedig. Dankie vir 'n uitbundige loflied waarmee ons gesê het, ons wil ons hande lig, ons wil ons hart ophef, ons wil ons oë ophef, ons wil U loof met alles wat in ons is. Want U is die allerverheerlikste God, wat ook ons Vader is, wat ook intiem by ons is, soos hierdie melodie van hierdie lied, 'n intieme melodie is, wat saam met ons op pad is. Dink aan Kobus wat vanoggend 80 jaar vier. Here, U het elke tree van die pad intiem saam met hom gestap, en so stap U ook elke tree van die pad saam met ons. Seën ons nou as ons die woord lees, seën ons as ons daaroor nadink. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. 2 Timoteus, en vir die wat vandag vir die eerste keer in 'n lang tyd dalk in die diens is, om welke rede ook al, maak nou nie saak nie. Party is vir die eerste keer hier, ander is weg gewees. Ons is besig om in Oktober deur Timoteus te werk. Ek het nog een teks oor in November in Timoteus. Die leesrooster vat op hierdie tyd, jaar 3, ons die hele reis deur Timoteus. Nou wat ons intussen ontdek het, is dat Timoteus 'n jong predikant was, wat as 'n jong seun saam met sy ma en saam met sy ouma vir Paulus buitekant 'n dorp opgetel het, nadat hulle hom met klippe gegooi het en met stokke geslaan het en hom vir half dood agtergelaat het. Ons sien hoe in 1 en 2 Timoteus Paulus uit die tronk uitskryf, ongeveer 65 na Christus. Paulus is al 'n ou man, hy is nie reg in die tronk nie, hy word in huisarrest gehou in Rome, in 'n woonstel, en hy skryf hierdie brief aan Timoteus om hom aan te moedig om getrou die evangelie te bring. Jong Christen in 'n uitdagende stad, Efese in daardie tyd was soos Hillbrow nog altyd was, destyds een kleur, vandag 'n ander kleur. Dis 'n wêreldstad met afgodediens en elke ding, dis 'n hawe stad met alles wat daarmee saamgaan. En in hierdie stad waar Paulus baie tyd gespandeer het, is Timoteus nou die leier van die gemeente. En ons het 'n klomp interessante ervarings saam met Timoteus gehad in hierdie afgelope tyd. En ons kon hoor hoe Paulus hom aanmoedig. Verlede week het ons gekyk na as 'n voorbeeld, as 'n metafoor na die hardloper wat in die Barkley marathons die eerste vrou was in die 30 jaar wat dit aangebied word om dit te voltooi. Van 1200 atlete het 25 dit al voltooi. En sy was die eerste vrou wat dit gedoen het. Sommige net dit 'n bietjie as 'n beeld gebruik, want Paulus het vir Timoteus gesê, vertrou op God, volhard saam met God en voltooi die wedloop. Nou hier in Timoteus, 2 Timoteus 3 is Paulus besig met sy soort van laaste opdragte aan Timoteus. Jy sal sien in die perikoop wat jy in jou Bybel het, is daai perikoop, ons begin so in die middel lees in die onderkant van die bladsy, staan daar laaste opdragte aan Timoteus. Nou, let op laaste opdrag. As ek rugby afrig, het my mentor wat my geleer het om af te rig, my gesê, wat belangrik is die laaste ding wat jy vir jou span sê voor hulle op die veld gaan. Voor die wedstryd en halftyd. Dis waar al die ander praatjies wat jy gemaak het van jy met daai ou tackle en jy moet dit doen en so, alles vervaag.
soos die wedstryd nader kom, as die fluitjie blaas en sê ons moet nader kom, daar is die oomblik om te sê wat jy moet sê in 2 of 3 sinne. En Paulus is daarmee besig. Hy is besig daarmee. Hy sê in vers 14, maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was. En jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei. Deur die geloof in Christus Jesus. Onthou ons het 'n maand of 2 terug in ons gepraat oor geloof en dit ek weet en die waarom. By ons evangelisasie kursus, Disciples maak disciples, het ons laasweek ook daaroor gepraat. Daar's goed wat jy weet, daar's kennis en daar's goed wat jy beleef, die waarom van geloof. En Paulus sê dit vir Timoteus, jy weet die goed wat jy moet weet, maar die verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Hoekom glo jy? Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. So, wanneer hulle in Afrikaans die woord beveel vertaal, is dit 'n opdrag, is baie sterk, onafwendbare opdrag. En dis 'n opdrag soos 'n militêre opdrag. Toe ek in die weermag was, was ek verantwoordelik vir die waterpolo in die eenheid en my eerste jaar in die weermag het ons met die weermag die Bloemfontein Kommandemense sportdag het ons ver gewen. In die tweede jaar het ons 'n baie swak inname gehad en ek het glad nie 'n goeie span gehad nie. Die kolonel en die adjudant kom kuier by my in die kantoor en hulle sit en hulle sê, die kolonel sê, Dominee, ons het 'n waardering gedoen van die sportdag. Die van julle wat in die weermag was sal onthou wat 'n waardering is. Hy sê volgens ons waardering moet die waterpolo wen. Ek sê nee, kolonel, dankie vir jou aanmoediging. Dis ons het nou nie so goeie span nie, maar ons oefen hard en ons gaan ons bes doen. Hy sê, Dominee, die waterpolo moet die kampioenskap wen, jou panserskoolspan. Ek sê nee, ek hoor wat kolonel sê, maar en terwyl ek praat, praat so gegil, terwyl ek praat, besef ek is nie weermag. As die man sê, jy gaan op daai koppie opeindig in 'n radiosein stuur, dan gaan ek daar eindig, of doodgaan in die proses. En toe sê ek, nee, ek hoor kolonel. Gelukkig het ons gewen, en gelukkig het Panterskool die sportdag gewen. Ek weet nie wat dan sou gebeur het, as ons dit nie gedoen het nie. Dis wat Paulus, hy maak 'n skuif hier, na 'n bevel wat nie argumentering sal vat nie. Ek beveel jou voor God, en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op die koms en sy koningskap. Ek beveel jou op grond van Christus Jesus, wat weerkom om die lewendes te oordeel. Ek beveel jou met die oog op die koms en sy koningskap. Haal al die gesag uit. Maar oomblik toe ek met die kolonel praat, toe fokus ek so 'n bietjie op die rang wat hier op sy skouer is, en dit raak helder, en ek verstaan, dis wat Paulus hier doen. Hy sê, dis nie ek, jou vriend en mentor wat praat nie, ek beveel jou hierdie. Wat beveel hy hom? Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal vir die waarheid nie wil hoor nie en hulle sal hulle tot verdigsels wend. Maar jy bly in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van die bediening uit. Dis nou 'n gewigtige opdrag. Dit is baie groter as wen die waterpolo. Op grond van wie Christus is, op grond van sy heerlikheid. So kom ons dink so 'n oomblik na oor die teks. Ek en jy gaan nou 'n tyd in dinge speel. Wat noem hulle dit? Chicken.
So my tema is die woord wat wandel. Ja, ek het die tema gekies, want toe ek begin nadink oor die teks, toe kom die woorde, die gees wat wandel, in my kop op. En dit kom uit my kinderdae uit. Ek het toe ek 'n kind was, al 'n superhero gehad. Ek weet nie of julle gedink die superheroes is eers in julle tyd. Maar ek het al 'n superhero gehad. Sy naam was die Skim. Hy was al in 1936 'n superhero. Ek weet nie of hy sulke spiere gehad het toe nie. En die van julle wat oud genoeg is, moenie hande opsteek nie, sal onthou in die Sondagrapport was daar 'n strokiesprent, prentjieboekies, jy weet, die comics. Nou my ouers, my pa was ook op die kerkraad, al het hy baie gedrink, nie altyd verstaan hoe dit gewerk het nie, maar dit nou daar gelaat. En ons het nie die rapport gekoop op 'n Sondag nie, want wie jou as jy iemand jou in die kafee sien, as hulle kom brood en melk koop en jy 'n rapport koop. Jy het in elk geval op die Sondag gaan koop. So ek het by Manny se kafee in Kroonheuwel in Kroonstad ingeslip en dan so rondgeloop. Ek was toe nog nie baie lank nie. Rondgeloop en dan so tussen die rakke en as Manny's my nie gesien het, het ek op my knieë gaan sit en die rapport se middelblad oopgemaak en die strokies was in die middel. En dan het ek so vinnig die strokies deurgeblaai, nê. Ben Babsie en familie en al daai lekker strokiesprente. Dis al strokies wat ons gehad het, maar dit was van die duiwel af. En dan het ek gelees van die Skim, die gees wat wandel. Hy het in die oerwoud gebly, kinders. Kan jy dit glo? Hy is soos Tarzan, maar met superhero klere. En hy het so pers superhero klere gehad. Ek weet nie. Vandag as ek terugdink daarna, dink ek, okay, dit is nie so nice nie. En hy het so onderbroek boor sy klere gedra, so Superman, met sulke pers en swart strepe. Ek het ook gedink, dit sal lyk soos 'n speedo wat van te lank af kom. Maar dis die superhero uit my kinderdae. Superheld van wel eer. En die rede hoekom my kop direk na hom toe gegaan het, is die woorde wat altyd gestaan het op die sprokiesprent, die gees wat wandel. Wat beteken het, hy gaan oral en hy maak goed reg en hy help mense en hy keer boewe en hy's altyd daar en jy weet nie waar hy is nie, maar hy's altyd besig om goeders te doen en dinge reg te maak. En dit is wat essensieel Paulus vir Timoteus sê. Paulus het nog nie van die Skim geweet nie, ek het die Skim bygesit. Ek dink dit help my om iets te verstaan van die gees wat wandel, die woord wat wandel. Die woord wat in die wêreld inbeweeg. Die sleutelteks in hierdie teks wat ons gelees het, is vers 16 van hoofstuk 3. Vers 16 van hoofstuk 3 sê, die hele skrif is deur God geïnspireer. Nou ek het die woord theopneustos, dis wat daar staan, die Griekse woord. Theopneustos. As jy jou juffrou in die week wil verwar by die skool, kan jy vir haar sê, juffrou, wat beteken hierdie woord theopneustos? Sy gaan dit nie kan antwoord nie. Wel, dalk antwoord sy dit, mens weet nooit. Dit beteken dis deur God uitgeasem. Die hele skrif is deur God geïnspireer, het ons vertaal in Afrikaans. Oorspronklik is deur God geasem, deur sy gees uitgeasem. En wat is die waarde van die skrif? Om in die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry, met ander woorde om jou die pad te wys, om jou te help om te verstaan watter afdraaipaai jy moet nie vat nie, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. En ek wil hê jy moet nou sommer vir 'n oomblik geniet hoe Paulus skryf. Dis nou Griekse taalkunde, dit's 'n rympie wat hy maak. Groot waarde om in die waarheid te onderrig, positief. Dwaling te bestry, negatief. Verkeerdhede reg te stel, negatief. Die regte lewenswyse te kweek, positief. So hy 2 positiefes aan die begin en die einde en 2 negatiefes in die middel. So dis 'n bietjie stylvolle skryfwerk. Paulus was 'n ou wat baie lekker en baie mooi kon skryf. Die hele skrif is deur God geïnspireer. Nou is daar iemand wat in die kerk sit en sê, wat sê hulle altyd op RSG? Die ingeligte luisteraar. Die ingeligte luisteraar sal dink, wat is die hele skrif? Waarvan Paulus nou vir Timoteus sê. Dis 65 na Christus.
Wat is die hele skrif? Waarvan praat hy? Nou op daardie stadium, al wat nog in die omgang was, met ander woorde geskrewe Nuwe Testament, was die briewe van Paulus, 1 en 2 Tessalonisense, 1 en 2 Korintiërs, Filippense, Filemon en Romeine. Dit is geskryf so tussen 40 en 55 na Christus. So hierdie gemeente van Efese, wie Timoteus die dominee van is, hulle kry die Romeine, kan hulle lees, as hulle 'n kopie daarvan kry, is iemand wat vir hulle met die hand kopieer, en ander geskrifte van Paulus. Dan was waarskynlik Jakobus al geskryf, die brief van Jakobus, en die Markus Evangelie, so hier by 64 tot 67. So, dis wat in die omgang was, in die eerste eeu. Die kanon van die Bybel, wat die Nuwe Testament nou eintlik is eers mos in die 3de eeu, ons het nou daaroor al gepraat, regtig deur al die verskillende kerke saamgevat, en hulle het gesê, hoorie, watter boeke gebruik ons, watter boeke beskou ons as gesagvol, en hierdie was van dit. So die debat in hierdie teks is, van wat praat Paulus hier? Praat hy van daai Nuwe Testament boeke? Praat hy van enige heilige geskrif? Waarvan praat hy? Nou hy praat waarskynlik van die Ou Testament, en die dwaalleraars wat in Efese was waarskynlik mense wat gesê het, die Ou Testament is nie meer belangrik nie. Jy hoef nie die Ou Testament te lees, ons lees nie die Nuwe Testament. En ook sommer die goed wat ons graag wil sê. Hy het baie oppositie gehad. Dis waarskynlik die rede waarom Paulus spesifiek hier sê die hele skrif, waarna hy na die Ou Testament verwys, en uit ons perspektief vandag na die Nuwe Testament, dit wat aanvaar word as God se woord. Die hele skrif is deur God ingeasem om waarheid te onderrig, regte lewenswyse te kweek, om te help dat jy nie fout maak nie, dat jy nie beland op 'n plek waar jy nie moet beland. Alles wat ons het, is deur God uitgeasem. Om wat te doen? Te leer, reg te maak, te korrigeer, te oefen, sodat ons weet wie God is, sodat ons God kan ken, is God se liefdesbrief aan ons. En jy kan nie die Nuwe Testament sonder die Ou Testament lees nie, sê Paulus, want as jy Jesus wil verstaan, moet jy verstaan wat het gebeur in Genesis 12. Jy moet verstaan wat het gebeur toe Isak geoffer is. Jy moet verstaan waar kom die Messias vandaan, waarom die Jode die Messias verwagting gehad het. Ons moet God leer ken. Die Bybel leer ons wat is die probleem en wat is die oplossing. Die Bybel sê vir ons, hier is die probleem van die lewe, hier is die oplossing. Die Bybel leer ons hoe om 'n lewe te leef wat God verheerlik, wat God vreugde gee. 'n Lewe wat soos 'n aangename geur versprei, wat opdaag by mense as 'n welkom. Ek onthou altyd die storie van die priester in die Anglo-Boereoorlog wat 'n whisky fles saam met hom gehad het as hy die soldate gaan bedien het, as hulle op die slagveld seer gekry het. En as hy op die slagveld gegaan het met sy predikantklere, het die mense hom nog nie geskiet nie, en dan het hy by 'n soldaat gekom en hom opgetel en vir hom so 'n bietjie van die whisky ingegee. Aqua vitae, water van die lewe. En hoe welkom dit was, dat ons as gelowiges by mense kan opdaag en hulle pyn kan verlig en vir hulle dat hulle ons graag daar wil hê. Dat ons nie die ou veroordelende partytjie brekers is wat daar aankom nie, dat ons met liefde en bemoediging mense kan bemoedig, sê hy vir Timoteus. Hoe om reg te leef, hoe om foute te vermy in ons eie lewe en om ander daarmee te help. Hoe ons toegerus en opgelei kan word. Dis die woord wat wandel in die wêreld. En 'n goeie vraag op hierdie punt van vanoggend se gesprek sou wees, watter rol speel die woord nog in jou lewe as iets waarin jy daagliks tyd spandeer, as iets wat jy lees, sodat God uit hierdie woorde uit met jou kan praat. As jy die woord oopmaak, is dit soos my titelprentjie waar die lig uit die woord uit opkom en jou lewe verlig. Dis wat die Bybel sê die woord is. Dis die gees wat wandel, die woord wat wandel, wat jou verlig, sodat jy lig in die wêreld kan bring. Jy kan nie maar net
'n oulike dingetjie op Facebook lees en sê ek het vandag, ek voel so naby aan die Here. As jy nie God se sagte ware in jou lewe inbou. Wie van die kinders in die kerk het 'n PlayStation of so iets, wat jy kan TV-spele speel? Niemand nie. Mooi so kinders, mooi so pa's en ma's. Ja, daar sê die dominee dit. Maar julle maatjies het seker 'n PlayStation, nie? As jy by 'n maatjie kom en jy sit die PlayStation aan, dan moet hy 'n program hê, nê? Of 'n speletjie gelaai hê. Die PlayStation met die skerm en die drade, alles beteken niks as daar nie 'n program in is. Die maatjie sê ek het 'n PlayStation, wat is die vraag? Wat se games het jy op? Nee, ek het niks games op nie, ek het 'n PlayStation. Jy kan al by my huis kom, kan ons die knoppies druk en ons kan sê en dan kan ons iets anders gaan doen. Wat help 'n PlayStation sonder sagte ware? Niks. Wat help 'n kind van God sonder sagte ware? God se USB hardeskyf, flashdisk wat in ons indruk om God se lig deur ons te laat skyn. Miskien is hierdie prentjie, as ons nou met strokiesprente begin het, is hierdie 'n beter prentjie om te onthou. Die skim is nie belangrik, hy is net 'n idee. Maar miskien is die superheld, die kind van God, wat as die woord wat wandel in die wêreld ingaan. Nie net met jou eie wysheid nie. Paulus sê vir Timoteus, jy is nie goed genoeg vir die bediening nie, Paul. Niemand van ons is nie. Ons kan dit nie maak nie. As die woord, die sagte ware van die woord nie in jou lewe ingelaai is, sodat jy God kan leef in die wêreld nie. En as ons vanoggend aan die nagmaal aansit, wil ek jou nooi om vir 'n oomblik net eerlik met jouself te wees. Net eerlik te wees en te sê, is ek in die Bybel vriende? Is ek in God se woord? Is dit my sagte ware vir my lewe? Is dit hoe ek die lewe benader? Of het die Bybel maar net 'n item geword in jou huis? Toe ek in die skool was, het ek kampe bygewoon en dan vra die dominee altyd vir ons, as jou huis aan die brand raak, wat is die eerste item wat jy gaan uitvat? Ek weet nie of jy onthou nie, hardes. Ja. En dan was die regte ding om te doen was om te sê jou Bybel. Niemand het dit gesê nie, maar jy het geweet dis die regte ding. Dan die dominee geglimlag en gesê, geliefdes, wonderlik. En ek kon nooit verstaan hoekom nie. Want my kat was vir my belangriker as die Bybel. En van my klere en so. Maar nou verstaan ek. Ons leef nou in 'n wêreld waar ek 'n Bybel op die selfoon het, so ek sal seker my selfoon vat, ek weet nie. Hoe belangrik is die woord vir jou? Amen. Here, ons is nou in hierdie nagmaal inbeweeg wat eintlik net 'n ete is. Here, boemelaars-ete van mense wat nooit goed genoeg was nie, maar deur die Gees en deur die werk van Jesus goed genoeg verklaar is. Meer as goed genoeg. U het gesê ons is u kinders. U het gesê u is ons Vader. En dankie Here dat ons saam in hierdie nagmaal kan inbeweeg. Al is dit met 'n bietjie berou vandag om dit na u toe te bring en te sê die Bybel het sy plek in my lewe verloor. U woord. Here, ek wil u wil doen sonder om u wil in my lewe te hê. En dankie dat dit 'n goeie gesindheid is om broos en berouvol na die nagmaaltafel te kom, want u kom herinner ons deur die tekens dat u ons vergewe en opnuut sal met ons wil begin. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.